Vandag is ons reeds by die 3de avontuur en Maatjie skuif sommer nader en sit op julle handjies en lekker luister. Hermien sit die klein Bybeltjie op die televisie neer toe sy en haar mamma by die huis kom. Sy glimlag toe sy sien hoe lekker haar pappa in die stoel voor die televisie slaap. Sy wys met haar vinger vir haar mamma. Ai, sug mamma. Pappa kan ook nooit 'n program klaar kyk sonder om aan die slaap te raak nie. Sy stap nader en soen hom op sy voorkop. Hy skrik en sit regop. Is julle al terug? Ek het 10 minute gelede nog op die horlosie gekyk en gewonder hoe lank die vergadering nog gaan aanhou. Estie en Jana het al kamer toe gegaan. Hermien stap deur toe. Ek sal gou gaan kyk of die tweeling die lig afgesit het. Estie en Jana is haar tweeling sissies en is 5 jaar oud. Maatjies, nou 'n tweeling is 2 sissies of boeties of 'n boetie en 'n sissie wat saam gebore word en op dieselfde dag verjaar. Nou Estie en Jana lyk ook presies eners. Net pappa en mamma en Hermien ken hulle uit mekaar. Jana het 'n manier om haar een wenkbrau hoër op te trek as die ander een. Sy steek in die deur vas toe sy hoor hoe die tweeling stry. Ek wil nie sonnaarskool toe gaan nie want ek is moeg, kla Estie. Hermien gaan sit by Estie op die bed. Hoekom wil jy nie sonnaarskool toe gaan nie, Estie? Dis dan so lekker. Ek gaan elke dag kleuterskool toe. Wanneer moet ek rus? Estie klink sommer kwaai. Hermien glimlag. Jy kan môre rus, want dan is dit Saterdag en Sondag is jy uitgerus en dan kan jy sonnaarskool toe gaan. Ek wil nie en dan moet ek 'n Bybelversie ook nog leer. Sy tuit haar lippies van ontevredenheid. Ai, jy maak daarom liewe Jesus se hartjie baie seer, weet jy? Probeer Hermien om haar sussie skuldig te laat voel. Estie is baie stout. Jana lyk sommer baie ongelukkig. Ek hou van die sonnaarskool, maar juffrou sê die kerk is die huis van die Here. Is nie, die hemel is liewe Jesus se huis. Kom dit kwaai van Estie. Die kerk is die huis van die Here hier op aarde, antwoord mamma van die deur af. Mamma, Estie wil nie sonnaarskool toe gaan nie. Jana hardloop na haar ma toe. Hermien staan ook van die bed af op en kom staan by mamma. Mamma veer met haar hand oor Jana se donker haartjies. Estie terg julle net. Sondag is sy die eerste een om aan te trek. Is nie, ek wil nie elke Sondag gaan nie. Ek wil 'n bietjie rus ook, kla Estie en skud haar koppie sodat haar donker haartjies wat net soos Jana se lyk in alle rigtings staan. Mamma gee vir Jana 'n drukkie en gaan sit by Estie op die bed. Nou waarvan is my kind so moeg dat jy nie kans sien om kerk toe te gaan nie? Hoekom moet ons elke Sondag gaan, mamma? Hoekom kan ons nie sommer net by die huis bly en die Bybel hier lees nie? Estie gaan sit styf teen mamma. Omdat Sondag die dag van die Here is, Estie. Waar is jou Bybel, dan lees mamma vir jou wat sê die Here daarvan. Wag mamma, dan gaan haal ek oom Bert se mooi klein Bybeltjie. Estie, Jana, julle moet net sien hoe pragtig dit is. Hermien gaan haastig by die deur uit om dit te gaan haal. Toe sy dit in mamma se hande sit, is Estie en Jana dadelik by om die Bybeltjie te bewonder. Ek wil ook so 'n mooi Bybeltjie hê, mamma. Kom dit byna gelyk van die tweeling. Mamma maak dit oop. Luister hoe mooi word dit verduidelik in Hebreërs 10 vers 25. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. Kom ek lees ook vir julle uit Lukas 18 vanaf vers 15. Die mense het ook kindertjies na Jesus toe gebring, dat hy hulle moet aanraak. Toe die disippels dit sien, het hulle met die mense daaroor geraas. Luister nou na vers 16. Maar Jesus het die kindertjies nader geroep en gesê, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Estie laat sak haar koppie. Rian sê ek is nog te klein om iets vir Jesus te doen. Mamma vat haar handjie in hare. Dis nie waar nie, Estie. 'n Mens is nooit te klein of te jonk om iets vir Jesus te doen nie. Die Here het vir Samuel gebruik toe hy sommer nog maar baie klein was. Jana staan ook nou nader.
Estie, onthou jy juffrou het vir ons vertel van Samuel wat in die tempel groot geword het, omdat sy mamma Hanna hom aan die Here beloof het? Estie se oogies blink sommer weer. Ja, ek onthou. Hy het gedink dis daai ou oom Ellie. Wag nou, help mamma haar rustig reg. Dit was Eli en hy was 'n profeet. Wat is 'n profeet, mamma? Wil Jana nuuskierig weet. Dit is 'n boodskapper van die Here, beantwoord Hermine haar sussie se vraag. Samuel was nog so klein dat hy nog nie die woord van die Here geken het nie. En toe die Here hom reeds geroep het om vir hom 'n profeet te wees en boodskappe aan Eli oor te dra. Daar is 'n plooi tussen Estie se bruin oogies. Hoekom het die Here nie sommer dadelik met Eli self gepraat nie, mamma? Hoekom het hy met 'n kind, met Samuel gepraat? Die Here ag kindertjies baie hoog, my kind. Oral in die Bybel sien ons hoe die Here mooi dinge sê oor hulle. Daarom het hy met Samuel gepraat toe hy ongelukkig was oor Eli. Hoekom, mamma? Wat het Eli verkeerd gedoen? Wil Jana ook weet. Eli was 'n baie saggeaarde man en het nie sy kinders mooi groot gemaak in die vrese van die Here nie. Hy het hulle net gelos dat hulle maak wat hulle wil. Estie se oogies rek sommer baie groot. Wou hulle nie sonnaarskool toe gaan nie, mamma? Eli se kinders was baie stout en hy het hulle nie bestraf nie. Sien jy nou dat dit belangrik is om kerk toe te gaan en alles te leer wat in God se woord is? Estie skud haar koppie op en af. Ja, mamma. Ekskuus, mamma. Ek wil nie ook 'n stout kind wees nie. Ek sal sonnaarskool toe gaan en Rian se toon gaan trap. Mamma hou haar hand in die lug. Nee, Estie, dit is ook stout. Los maar vir Rian. Hy sal groot word en leer om dogtertjies te respekteer. Wat is respekteer, mamma? Vra die tweeling weer gelyk. Dit is om nie ander mense se gevoelens seer te maak en te dink jy's beter as hulle nie, maar om hulle te eer. Nou wat moet ek dan vir Rian sê, mamma? Estie klink sommer moedeloos. Sê net vir hom dat Jesus hom ook liefhet. Ai, mamma, al is hy so stout. Jesus het mos nie stout kinders lief nie. Rian is nie stout nie, Estie. Hy weet nog net nie alles nie, want hy self maar nog klein. En Jesus het almal lief. Sy hartjie word net baie seer as sy kinders stout is. Mamma, was Dawid nie ook maar nog klein toe hy vir Goliat by die klippe doodgegooi het nie? Wil Hermine weet. Ja, Dawid was maar 'n bietjie ouer as wat jy nou is, want koning Saul se oorlogsklere was vir hom heeltemal te groot. Hy het dit toe uitgetrek en net in die naam van die Here gegaan. Wie is Dawid, mamma? En 'n mens mag mos nie ander mense doodmaak nie? Jana draai haar koppie skeef soos wat sy wonder. Kom ek wys vir julle in Koning 17. Dawid was 'n jong seun toe die Here hom gebruik het om die vyand, Goliat, te oorwin. Dit was oorlog en Goliat het die Here getart. Daarom was dit nie verkeerd dat Dawid hom doodgemaak het nie. Daarna het hy met sy siter vir koning Saul gespeel. So het die Here hom opgelei om koning te word vir sy volk Israel. Dawid het ook vir ons die psalms geskryf. Ek weet, Hermine klink sommer baie opgewonde. Psalm 100 is my gunsteling. Sy vat die Bybeltjie by mamma en begin dit te lees. Juig tot eer van die Here almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte in met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Dis baie mooi, Hermine. Mamma klink baie trots. Mamma, mag ek asseblief Sondag die klein Bybeltjie saamneem kerk toe? Ek wil dit vir my juffrou gaan wys. Mamma huiwer voordat sy praat. Ek weet nie, Estie, dis oom Bert se Bybeltjie wat hy by die vergadering vergeet het en ek moet dit Maandag vir hom saamneem werk toe. Maandag kom ons na Sondag, mamma, dan kan ek dit mos leen en dan kan mamma dit Maandag vir hom vat. Dan glimlag mamma. Ag, dit sal seker nie saak maak as jy dit net saamneem kerk toe nie. Estie vat die Bybeltjie en druk dit teen haar borsie vas. Dankie, mamma. Ek wil dit graag vir my juffrou gaan wys.
Die Sondag in die sonnaskool sit Rian agter Estie en Jana. Hy sommer vies dat hulle so spog met die klein Bybeltjie. Hy het niks wat hy vir juffrou kan wys nie. Toe hulle staan en sing, sien hy die Bybeltjie op die bank lê. Hy buig vooroor en vat die Bybeltjie. Hy druk dit onder sy sondagskoolboekie in en hardloop uit die kerk toe die juffrou sê dat hulle mag gaan. Sy mamma wag vir hom in die motor en hy klim vinnig in sodat niemand die Bybeltjie sien nie. Nou ja, volgende Vrydag maatjies, dan lees ons verder. Vra vir pappa of mamma om uit jou eie Bybel Psalm 100 vir jou te lees en probeer dan hard om so te leef dat Jesus trots op jou kan wees. Kom ons vou ons handjies en bid saam. Dankie liewe Jesus dat U so lief vir ons is, dat U mense soos Dawid gebruik het om vir ons U woord neer te skryf, sodat ons daaruit kan leer. Amen.